Graag wil ek vir elkeen van u sê baie welkom by vanoggend se erediens. Alhoewel ons op verskillende plekke is vanoggend, is ons nog steeds verbind aan mekaar deur ons geloof in ons Here Jesus Christus. Die laaste ruk het daar 'n klompie woorde deel van ons elke dag se gesprekke geraak. Ek dink aan woorde soos distansieer, isoleer, positief toets. Ek wil nou vanoggend vir u uitnooi om net vir 'n oomblik jouself te distansieer van die wêreld daar buite en van die wêreld daar buite kan sê dat jy jouself sal isoleer van dit wat mense sê en dat jy vanoggend positief sal toets vir dit wat die Here vir jou wil sê, want hy is jou skepper en hy ken jou. Ons toetrede lied vanoggend gaan wees Gesang 519. Psalm 139 vers 1. Here, U deurgrond en U ken my. Geliefdes, die Here weet alles van jou. En hy seën jou vanoggend met die woorde: die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen. Dit is vandag die 4de Sondag in opstandingstyd. Toe Jesus opgestaan het, breek die nuwe tyd aan. Toe die graf leeg is, was dit die eerste dag van God se nuwe skepping. God het oorbegin met mense. Mense wat net mens kan wees.
volledig mens kan wees. Mens kan wees soos hy dit van die begin af in gedagte gehad het. Okay, nou wat beteken dit? Wat beteken dit om volledig mens te wees? Om volledig mens te wees beteken om vry te wees. Nee, nie vry te wees om te doen wat jy wil nie. Nee, vry te wees om lief te hê. Om vry te wees om te gee. Om vry te wees om te vergewe. Om vry te wees om te sorg vir jou medeskepsels en vir die skepping om jou. Om vry te wees om God te eer met jou hele mense wees. Ja, jy het dit reg. Dis is om Jesus te wees. Hoor 'n bietjie Paulus daarin in 2 Korintiërs 5 vers 17. Ek lees vir ons die boodskap vertaling. Nou weet ek dat wanneer iemand aan Christus behoort, hy 'n splinter nuwe mens is. 'n Nuwe skepping in die kleine. Al die ou sondige dinge is dan iets van die verlede. Dan is die nuwe lewe hier. So ek is 'n splinter nuwe mens, die ek wat hier sit. Splinter nuwe mens. Om volledig mens te kan wees, om soos God my gemaak het. Ek ry so 2 weke terug vir mense te gaan kos koop wat nie kos het nie, gaan na die slaghuis toe. En daar ry ek in 'n Albert se bakkie vas. Aan die agterkant daar van ou Albert se bakkie. Albert kom by die slaghuis en sê, "Dominee, hierdie bakkie is splinter nie. Net so 'n paar weke terug gekry." Ek praat so 'n paar weke terug met iemand. Jesus, en ek is dadelik die ding is in vrede jou. Dit wat hy sê krap my om en toe ek my weer kon kry, ek praat net en ek sê dinge, lelike dinge vir hom en dis al 'n paar maande wat ons nie met mekaar praat nie. Ek trek goed verskriklik na my aan. Iemand sê iets en ek voel dit aan my lyf. Ek voel dit is op my gerig. Ek kan dit nie verstaan nie. Ek is hiperkrities op mense. Ek dink die hele tyd die slegste dinge van mense en dat die slegte met hulle moet gebeur. Ek lê in die nag in rondrol oor hierdie dinge, maar ek het ook bekommernisse waaroor ek lê en rondrol. Hierdie virus, wat gaan gebeur in die toekoms? My kinders, ek voel dis daar so nutteloos, so waardeloos, soos of ek net in die pad is, asof my lewe niks beteken nie. En baie keer dan wys die skaafmerke, dan kom die duike teer, dan sien 'n mens die verf is af, splinter niet. Dis wie ek is in Jesus. Maar die meeste van die tyd lyk ek nie so niet nie en voel ek ook nie so niet nie. Jy sien mos 'n making met ander mense. Albert sê van my, "Dominee, moenie worry nie. My bakkie is niet, nee, maar ons albei is verseker, hulle gaan hom weer niet maak, man." Genadiglik begin God elke dag weer oor met my. Genadiglik sien God nie my duike en die krapmerke en die verf afplekke raak nie. Ja, hy sien Jesus raak as hy na my kyk. Hy sien Jesus vol duike geslaan is en stikkend is as hy na my kyk. Maar die vraag is, hoekom? Kom die nie so mooi dele nie? Hoekom kom dit so maklik na vore? Hoekom is daar soms so min van hierdie nuwe mens wees wat ek is in Jesus? Hoekom is daar so baie min daarvan in my lewe? En daarom wil ek graag 2 gedeeltes vanoggend uit die woord van die Here met julle deel. Eerste gedeelte gaan ons van lees in 1 Timoteus 4 vers 7 tot 8. Nou in 1 Timoteus 4 praat Paulus met die jongman Timoteus. Gee vir Timoteus 'n bietjie advies oor die lewe en veral in sy persoonlike lewe. En dan sê hy vir Timoteus bly weg van stories wat mooi klink, maar eintlik net skade doen.
Bly weg van ouens wat slim klink. Nee, wat jy eerder moet doen is vers 7. Oefen jou eerder daarin om in toewyding aan die Here te lewe. Aan vers 8. Om jou liggaam te oefen, hy wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde. Want dit bevat 'n belofte vir die lewe, vir nou en die toekoms. Die woord wat Paulus hier gebruik is oefen. Oefen jou geloof. Die Griekse woord wat hier gebruik word, gymnaso. Wat Paulus hier vir Timoteus sê is, kom gymnaso toe, kom na die gimnasium toe, oefen in die gimnasium. Nou die Joodse ouens van daardie tyd sou nie baie van Paulus gehou het nie, hoor. Hulle sou nie baie gehou het van wat Paulus hier sê nie, want hulle het 'n probleem met die gimnasiums van daardie tyd gehad. Hulle rede was omdat, jy sal my nou nie glo nie, maar hulle het kaal, nakend in die gimnasiums geoefen. En nou kan jy ook maar net dink wat allerlei dinge daar gebeur het in hierdie gimnasiums. So Paulus sê vir Timoteus, Timoteus is my jong vriend. Wat jy moet doen is om kaal, nakend by die Here te oefen. Kom ek sê dit anders. Jy moet oop, eerlik, sonder enige iets, net soos jy is, moet jy voor God gaan staan en jou verhouding met hom beoefen. Geliefdes, geloofsgroei, om te groei, om te leef soos die nuwe mens wat jy is in Jesus, is om voor die Here te gaan staan, net soos jy is. Dis soos om kaal voor 'n spieël te gaan staan en te sê, dis hoe ek lyk. Daai skaafplek, daai duik, daai verf wat nie daar is nie. Dis ek daai. Want jy sien die moeilikheid is ons wil wegkruip. Ons wil wegkruip van onsself. Ons probeer wegkom van onsself af. En ons het altyd goeie antwoorde, hoor. Dis sy skuld, dis ander se skuld, dis die land se skuld, dis almal se skuld. En wat ek nou sê is baie belangrik, hoor. Dis baie belangrik dat jy dit moet raak hoor. Dit gaan nie hier oor om slaag te gee vir jou nie. Dit gaan nie hier om jou fout uit te wys nie. Dit gaan nie hier om te hamer op jou sondes en alles wat sleg is in jou lewe nie. Nee. Dit gaan uit om vanuit. Jy is God se geliefde kind. Jy is herskep in Jesus. Om voor God te gaan staan, net soos jy is. Ons tweede gedeelte wat ek vanoggend met jou wil deel, gaan ons lees in Psalm 139. So kom ons luister na Psalm 139. Psalm 139. Here, U sien dwars deur my, U ken my, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes, nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar? Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar? Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander, maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos dag, duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep.
Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sant is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. As U tog maar die goddelose uit die weg wou ruim, o God, weg van my af, so julle moordenaars. Dit is hulle wat bose planne teen U smee, wat so vals teen U optree. Moet ek die haters dan nie haat nie, Here? Moet ek nie 'n weerstand hê in mense wat teen U in opstand is nie? Ek haat hulle met 'n uiterste haat, want hulle is ook my vyand. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart. Ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Die digter sê, Here, U ken my. U ken my, Here. Luister 'n bietjie na die beweging in die psalm. Sit, opstaan, loop, lê, vlug, klim, lê, rus. Die digter sê, Here, ek kan nie van U wegkom nie. Voor U staan ek naak. U weet alles van my. 3 dinge van hierdie psalm. Nommer 1. Hierdie psalm is deel van 'n groep psalms waar die gedagte in die psalms is, God is die groot koning. Hy is die universele koning. Hy is nie net die koning van Israel nie, hy is die koning van die hele wêreld. Gedagte nommer 2 van die psalm. Psalm 138, Psalm 139, Psalm 140, daar's gedagtes wat in al 3 voorkom. Onder andere, in al 3 psalms is daar 'n vyand. Die digter sien die vyand. Dis God se vyand. Maar hierdie vyand is ook nou sy vyand. En nommer 3. Hierdie psalm word in 2 gedeeltes gedeel. Die eerste deel waar hy sê, Here, U weet alles van my af. Die laaste deel waar hy sê, Here, ek word aangekla. Hierdie vyande, my vyande, U vyande, hulle kla my aan. Maar Here, U weet alles van my. Here, deurgrond my, gaan my lewe deur. Toets my. Is dit waar wat hulle sê? Geliefdes, hoor U die digter se hart. Here, U is die koning, maar as vyande, hulle kla my aan. Hulle bedreig U en vir my, hulle bedreig U koningskap, Here. Here, maar U ken my. Is hulle reg? Geliefdes, so staan ek en jy met ons stampe en ons duike in die ver wat af is, en ons staan voor die Here. Hier staan ek naak, kaal voor U, Here. Here, U is die koning. U is die een waaroor my lewe moet nou gaan. Dit moet nou mos oor U gaan. U is mos die koning. Ek is mos nou oorgeskep. En dan kom sê die Here, dis juist omdat ek jou ken, dat ek die houe en die duik en die knop aan die kruis vir jou gevat het. Jy kan nie leef soos ek van jou vra nie. Die wet se bedoeling was om mense se lewens te verander, maar dit kom nie. Daarom gee ek nou in die nuwe lewe vir jou. Maar ek ken jou. Ek weet daar's staf in jou lewe. Daar's dinge in jou lewe. Dinge wat jou gevang hou. En daarom sê Jesus, ek die opgestane Here, stap saam met jou. Nee, ek is in jou. Ek wil die binnekant van jou 'n bietjie oopsny. Ek gaan die kaste 'n bietjie uitpak, oopmaak. Ek gaan vir jou wys hoe lyk jou binnekant. Jesus sê, ek doen dit wat die psalmdigter hiervoor vra. Geliefdes, om naak voor die Here te oefen, is om saam met Jesus te sit en te soek
en te dink en te bid oor elke deel van jou lewe. Dis om smeekend saam met die Here te soek na wat gaan aan in jou binnekant. Dit is om te smeek, Here, laat U lig in my binnekant skyn. Here, wys vir my die dinge wat my lewe vashou, wat my gevang hou. Geliefdes, in Jesus is jy 'n nuwe mens. God begin elke dag van vooraf met jou en hy sê vir jou elke dag, jy's my kind, jy's nuut. En elke dag is hy besig met jou om jou oop te maak in die binnekant, om vir jou te wys. Jy moet net saam met die Here gaan soek daarna. En dit is die uitnodiging van die Here. Hy het jou nie geskep in Jesus. En hy wil hê jy moet so gaan leef. Hy wil hê jy moet 'n volle mens wees. 'n volle mens leef saam met Jesus. Amen. Here, dit staan soos 'n paal bo water. U ken my, Here. U weet alles van my. U weet met watter planne ek tans besig is. U weet wat ek bedink. U weet wat ek sê. U weet van dinge waarvan niemand anders weet nie. U weet wat in my binnekant aangaan. Die dinge wat ek doen, die dinge wat ek sê, die dinge wat ek bedink, wat nie so mooi is nie. U weet daarvan. U weet waar dit vandaan kom. Diep in my binneste. U ken my verlede. U weet alles, Here. U ken my seer. U ken my frustrasies. U ken my bekommernisse. Here. En omdat U ons ken, weet U ook wat ons vandag vir U wil vra, Here. Here, die toekoms is so die mekaar. As baie van ons, Here, wat nie weet waar ons volgende maand geld vandaan gaan kry nie. Wat nie weet of ons volgende maand nog werk gaan hê nie. Die toekoms vir ons kinders lyk skielik so die mekaar, Here. En dan weet ek ook nog nie of ek hierdie siekte gaan kry en as ek dit gaan kry, Here, sal ek dit maak nie. Here, gee my vrede. Gee my kalmte, Here. En asseblief, o Heer, ons tree in vir die wêreld. En ons bid uitkoms vir die wêreld waarin ons bly, Here. Hoor die smeking van U kinders, as ons bid vir genesing. As ons bid vir uitkoms van hierdie siekte. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons bely saam ons geloof in die drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. O berge en dale en oor alles my God, waar ons ook daar
swewe of styg ook, daar is God, omlaag en hoog verhewe. Ja, oral is my God. Al wat op aarde wemel of in die water leef, al wat die wolke hemel met snelle vlug deur sweef, ja, al sy grootse werke verkondig dag en nag, sy goedheid sonder perke, die grootheid van sy mag. Roem Christen, heel my lewe is veilig in my God, waar alles my begewe, o waar ek lei is God, waar troue vriende hande nie red nie, daar is God, selfs in die doodse bande, ja, oral is my God. Die Here is voor julle, om die pad vir julle gelyk te maak. Die Here is langs julle, om julle in sy arms toe te vou. Die Here is agter julle om die aanvalle van die vyand af te slaan. Die Here is onder julle, om julle te dra as julle mag val. Die Here is rondom julle, om julle te beskerm. Die Here is bokant julle, om julle te seën. Die Here is binne julle, om julle te lei na sy wil. So seën die drie-enige God julle, van nou af tot in ewigheid. Amen. Dankie dat jy saam geluister het. Soos die vorige Sondag, is daar weer die uitnodiging aan u. As daar nood is, skakel asseblief. Enige nood, as daar kosnood is, finansiële nood, emosionele nood, geestelike nood, skakel ons asseblief, dat ons saam kan bid of saam kan soek vir antwoord. En dan wil ek vra dat jy asseblief ook voorbeding sal doen vir Dominee Eksteen. Hy staan in die hospitaal aan Pretoria en ter voorbereiding van die gewas wat hulle gaan verwyder. En daarom bid ons asseblief ook vir voorbeding vir hom. Broers en susters, gaan in vrede.